Goeiemôre, dis 9 Maart vandag. Ons is op pad na Jesus se kruis met Paasfees. Jesus het aarde toe gekom as 'n lewe van diens aan ander, nie selfdiens nie. Selfs toe Jesus sy eie lyding in die gesig gestaar het hy, Jesus, ware leierskap en liefde gemodelleer deur sy disippels oor nederigheid en dien van ander te leer. Ons hoor vanoggend daar in Markus 10:45 as Markus sê, want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Paasfees gaan nie net oor 'n kort vakansie nie. Dit gaan oor Jesus, ons verlosser, wat die prys namens ons betaal het, wat ons nie kon betaal het nie, en ons van die straf van die dood bevry het. Die vers daag volgelinge uit om te vra, hoe kan ek ander dien soos Jesus gedoen het, eerder as, hoe kan ek gedien word? Jesus se geboorte was nie 'n ongeluk nie. Jesus se kruisiging was ook nie 'n ongeluk nie. En so ook was Jesus se opstanding nie per abuis nie. Hy was nie 'n slagoffer van omstandighede nie. Nee, Jesus was 'n koning wat gekies het om van sy troon af te tree om ander te dien. Jesus het doelbewus aarde toe gekom. Hierdie gedeelte dien as 'n kragtige herinnering dat in die koninkryk van God die pad na heerlikheid deur die kruis loop, maar ongelukkig is die kruis uit die meeste kerk uit verwyder, dis weg. So nou en dan met Paasfees, dan sit hulle die kruis gou terug, en na Paasfees sal hulle hom weer uit, dan vergeet hulle van Jesus. Om die opgestane Here te volg, beteken om sy kruisvormige pad van disippelskap aan te neem. Tot sover vandag. Ons sal kyk môre na die volgende gedagte. Seën, vrede en genade vir julle almal, wat deur die kruis na ander kyk en omsien, ja, hoe om ander te dien. Amen.